Ek gaan nou vir jou 'n aanhaling lees wat jy baie fyn na moet luister en ek gaan dit stadig lees en dalk selfs meer as een keer lees want ek wil hê jy moet baie mooi konsentreer as jy hierna luister. Consumerism shifts the object of human life from achieving personhood measured by the character of one's being to achieving personhood measured by the nature of one's possessions, appearance and social status. Met ander woorde, jou menswees, jou karakter, 'n verbruikersingesteldheid, die Engelse woord consumerism, vat die fokus van daar na daar. En hierdie daar is 'n gevaarlike plek. Dit is waar jou waarde en jou menswees gemeet word aan die woorde wat hier gebruik word, possessions, dit wat ek besit, my beursie en my eiendom en my karre, my geld. Appearance, hoe ek lyk, my voorkoms. Is ek die mooiste? Is ek die beste gebou? Is ek die maarste? Het ek die mooiste hare? Ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. And social status. Wat is my sosiale status? Ry ek die regte motor? Is my bankrekening groot genoeg? Dra ek die regte brand klere? Dit word jou identiteit. En dit is wat 'n verbruikersingesteldheid of dan consumerism doen. In plaas van my menswees gaan nie oor hierdie goed nie. Ek het nie hierdie goed nodig vir my identiteit nie. Ek het Jesus Christus nodig om 'n nuwe mens te wees wat oorvloedig lewe, wat oorwinnend lewe. Dit is, ek noem dit die koninkrykskultuur, maar verbruikersingesteldheid vat jou die kant toe. Soos ek sê, jou sosiale status en jou geld en jou besittings en jou voorkoms. En dit is maar die kultuur wat ons in leef. Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan vir twee baase tegelyk werk. Nou Jesus kan hier enige voorbeeld gebruik. Hy sê, hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor en die ander een afskeep. Ek wil amper sê common sense. En hier kom die voorbeeld wat hy kies om te gebruik. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis of God, of Mammon. Hy kon enige ander God gekies het daar. Maar hy weet, ons uitdaging, ons probleem het te doen met geld en besittings wat vir ons 'n sekere sosiale status gee, wat vir ons 'n sekere aansien gee, wat vir ons 'n sekere posisie gee en wat vir ons 'n sekere identiteit gee, terwyl ons identiteit moet nie in daardie dinge lê nie. Dit lê in jou verhouding met die Here, dit lê in die kruis, dit lê in genade wat van jou 'n nuwe mens maak. So kom net weer reg gefokus. Kom ons raak net weer bewus van hierdie verbruikersingesteldheid wat my en vir jou, ek wil amper sê, dom maak en dwaas maak. En ons kom terug by jou identiteit in Christus. Wonderlike dag vir jou verder.